As ek en jy ons hart vir die Here gegee het, en soos ons die liedjies gehoor het, kom ons sit, en soos ons die liedjies gehoor het, is nie 'n gevoel, ek voel nie. Dis 'n besluit wat ek en jy geneem het om te sê, Here, ek gee my lewe vir U. Ek wil U dien. Ek wil U naam groot maak. Here, ek wil 'n pad saam met U stap. En baie keer is dit 'n moeilike pad om saam met die Here te stap. Maar op die eind van die dag is dit die moeite werd. Amen. Want jy sien wanneer ons saam met die Here stap, dan bestaan net, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Op die eind van die dag, wat saak maak, is die uitkoms wat die Here vir ons het. Ons sien nooit die einde as ons halfpad uitklim nie. Wanneer ons die Here dien en ons loop saam met die Here, al gaan jy deur en ek deur 'n moeilike tyd, en ons staan vas op die woord van die Here, dan sal ons uitkom as oorwinnaars. Amen. Die Here beloof dit vir ons. Hy beloof vir ons en hy sê, ek weet wat 'n drome ek oor julle het. Waar staan dit? Jeremia 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat 'n drome ek oor jou het. Hy sê, goeie drome. Opgewonde is God, om vir my en jou te sê, ek droom oor jou. Ek het hierdie drome oor jou, hierdie groot goed wat ek vir jou het. Ja, en op 'n tyd gaan ons in 'n moeilike tyd deurgaan. Psalm 23 wat hy gesing het. Maar die Here vat my en jou deur, om op die einde te kom by die groen gras, by die waters waar rustig is, waar ons oorwinning kry. Waters waar rustig is bedoel, jy's rustig, jy weet, jy's deur al hierdie goed. Die Here het jou deurgevat. Moet nooit opgee nie. Al is jy in watter omstandighede, moet nooit opgee nie. Net so 'n bietjie agter te sit. Ek sien Eileen se kop net daarvoor. En dis wat die Here vir my en jou het. En hy's meer as genoeg. Sê vir die ou langs jou, God is meer as genoeg. As daar niemand langs jou is nie, kyk agtertoe. Sê God is meer as genoeg vir my. Amen. Glo jy dit? Dis 2 amens. Glo jy dit? Amen. Hy is die skepper van die heelal. En hy het jou op jou naam geroep. So jy is spesiaal vir die Here, sodat hy jou op jou naam ken. Die almagtige God. En as ek in Engels praat, ek het pastoor se bril aan, julle het gehoor. Ek gaan dalk nie dieselfde Engels praat nie, maar nou ja. Filippense 1 vers 6. Hy sê, omdat ek julle hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat bly wat 'n goeie werk in julle begin het. Hy sê, die dag wat ek jou hart vir my gegee het ek begin met jou 'n pad loop. Jy sien, God kan nie saam met jou 'n pad loop, as jy nie die besluit geneem het, om te sê, Here, ek aanvaar U en U kom woon in my hart. Want dan begin die goeie werk. Maak nie saak die omstandighede nie. Die wêreld sal kom en hy sal vir jou wil probeer terugbring waar jy was. Maar God sê, ek het die goeie werk in jou begin. Tot op die einde van jou lewe. Ons moet net op die Here staan en op die Here vertrou. En dan sal ons 'n lewe, 'n vol lewe, 'n gelukkige lewe,
Ons omstandighede sal goed wees en ons sal 'n opgewonde lewe hê sonder om te worry. Dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Met ander woorde, hy sal saam met ons wees tot die dag wat die Here Jesus kom om sy mense te kom haal. Dan is ons in die hemel. Dan is hy liedjie gesing het, dan loop ons op goue strate. Op goue strate. Dis wat die hemel is. Dit gaan nie oor die goud nie, dit gaan oor die identity van God. Die purity van God. Daar gaan nie siektes wees nie. Ons gaan mekaar heeltyd vir die Here prys en worship. Ons gaan saam met mekaar kan loop. Ons gaan in ons harte gelukkig wees. Geen worries nie. Opgewondenheid. Dit wat ons wil hê, wat die Here wil hê ons moet op die aarde hê, en dan gooi ons dit weg deur die omstandighede waar ons is. Nie kyk na die omstandighede nie, kyk na dit wat God sê. Hy sal die goeie werke in jou voltooi. Hy sal jou nooit alleen los nie. Romeine 8 vers 18. Hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, as jy nou in 'n moeilike tyd gaan, in hierdie tyd, opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word, nie. Hy sê, ek en jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar ons moet kyk na die toekoms. Dan gaan ons nie meer deur 'n moeilike tyd gaan. Ons gaan deur 'n tyd gaan van vrede, van liefde, van hoop. 'n Tyd wat ons joy sal hê in ons hart. Dat ons nie kyk na wat het ons nie, maar wat ons kan kry nie, maar wat het ons. Die vrede wat in jou hart sal wees met waar jy is. En jy gaan net daai vrede kry as jy God in jou hart het. Amen. Het jy al gevoel, baie keer sit jy en jy wonder of God regtig 'n God is? Wie het dit al gedoen? Dink ek, is daar 'n God? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Here, jy sê as ons dien, dit sal goed gaan met ons. Ons is in die land van melk en honing, het julle hom gehoor al? Maar jy sien, ek en jy laat sekere goed toe. En as ek en jy dit toelaat, dan kom die duiwel in jou en my lewe. En wat doen hy? Johannes 10 vers 10, wat sê hy? Hy sê, ek het gekom sodat jy kan lewe. Maar hy sê, die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Dis sy werk. Wanneer ek en jy in die wêreld is die duiwel ons pa. En hy kom om te slag, te steel en te verwoes. Die drome wat God oor jou het, kom steel hy. Hy verwoes jou lewe. As ek so kyk na die TV en ek sien daai parties wat die mense hou en jy sien net al die drinkborrels en jy sien al hierdie goedes, dan dink jy by jouself, daai mense is nie meer by hulle self nie. Hulle het nie beheer oor hulle self nie. Jy kan dit sien. Hulle is heeltemal anders te mens. En dis wanneer die duiwel kom steel, slag en verwoes. Dan verwoes hy alles. Maar God sê, ek het gekom, wanneer die hart vir my gee, om jou te kan alles gee, dit wat ek oor jou droom, te kan gee in jou lewe. Vir jou gesin, vir jou kinders.
En ek weet, elkeen toe ek nou in die hospitaal was, het gebid vir my. En ek sê vir julle baie dankie vir dit. Want sonder die gebed, weet ek nie of ek hier sal gesit het nie. Dis die genade van die Here Jesus. En ek wil julle vertel, as jy in so in jou op jou swakste is, dan kom die duiwel en hy probeer jou lewe vat. En hy probeer jou mind die mekaar maak. En terwyl ek in Pretoria was in die hospitaal, en Susan was amper dag en nag daarso, en Henk was daarso, daar is altyd 'n getuie wat die Here saamstuur, dat hulle kan getuig van dit. En ek sal nog die hele ding vertel, maar wat ek wil vertel is, ek lê en ek word wakker. En pastoor Susan sit langs my, en teen die ruite sien ek hierdie groot, het lyk soos wurms of slakke of ek weet nie wat dit is nie. Maar ek sien hulle kom so uit die ruit uit. En ek sê vir hom, "Hoorie, vat jou skoen en slaan haar goed dood." Sy vra, "Wat so goed?" Ek sê, "Kan jy nie sien nie in die ruite nie? Dis hierdie groot goed wat hier uitkom." En dis hoe Satan is, en sy begin bid. En toe sy klaar bid en sy sê amen, toe al die goed weg. Kyk ek na die ruit en ek sê, "Hoorie, waar is die goed een?" My sien is die duiwel. Die duiwel wat wil kom om jou die mekaar te maak wanneer jy op jou swakste is. Maar dan dank die Here vir iemand wat altyd daar is om te bid. Gebed dra krag. Amen. Gebed dra krag. Wanneer jy bid, dan praat jy die woord van die Here. En jy praat die autoriteit van die Here. En hy sê elke knie sal buig en elke tong sal getuig van die goedheid van God. Amen. So wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, bel iemand wat jy kan vertrou. En sê, weet jy wat, jy hoef nie te vertel waardeur jy gaan nie. Sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Bid saam met my. Die Here sal vir jou sê waarvoor jy moet bid. Daar's krag in gebed, mense. Daar's krag in gebed. Want dit is die woord van die Here. Vat jou Bybel en lees die woord van die lewe. Wanneer sy vir my kom kuier het en ek is wakker, dan het ek net die woord van die Here gehoor. Ons het nie gesels oor sommer ander goed nie. Gesels, sy het 'n dagboek wat sy het en sy het die woord wat die Here van gegee het vir my gelees. Ek was baie keer daar wat sy die woord gelees het en dan het hulle saam gebid. En ek kon net my vingers en my tone beweeg. Maar die gebed het my deurgedra. Dat ek nou al kan 'n paar tree loop. Amen. So die Here is die een wat ons krag gee. Die Here is die een wat ons gesond maak. Maar wat ons help is die woord van die Here. Om dit te hoor in jou hart en te glo en te spreek. En wanneer jy dit spreek, dan word dit 'n werklikheid in jou lewe. Wanneer jy spreek, luister mooi, dan word dit 'n werklikheid in jou lewe. Dan begin jy te glo in jou hart en in jou gees. Johannes 10. Johannes 1 vers 8, ekskuus. Hy was in die lig, maar hy moes van die lig getuig. Die wragtige lig wat elke mens vertug. Want aan hom in die wêreld, hy was nie in die wêreld en dit wil jy nie vir my lees nie. Waarom maak met die mekaar? Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. En die wêreld het hom nie geken nie.
Wat sê die woord hierso? Praat van Jesus. God het hom gestuur vir die lig van die wêreld. En die wêreld, ek en jy wat ons in die wêreld was, het ons hom nie geken nie. Ons het hom weggestoot. Want kyk in die tyd waar hy in die geloop het. Die mense het hom nie in Jesus geglo nie. Hulle was in die wêreld. Maar tog was hy die lig van die wêreld. En die wat in hom geglo het verlossing gekry, het oorwinning gekry. So vanoggend vra ek vir jou, ken jy die lig? Is die lig binne in jou en my? Want jy sien, wanneer die lig in my en jou is, dan sal ons altyd goed praat. Want Jesus het altyd die goed in mense gesien. Waar hy beweeg het, en as ons gaan kyk na die man wat op waar hy ingegaan het, by die hek, het hy die melaatsman gevat en het hom gesond gemaak. En jy mag daai tyd nie aan die melaatses geraak het nie, maar Jesus het gekom en hy het hom gesond gemaak. En hy het gegaan waar die hoer was, en hy het met die hoer gepraat, en die mense het gesê, hoe kan jy dit doen? Want jy sien, hy is die lig van die wêreld. Hy het gekom vir elkeen. Dit maak nie saak wie jy is, en wat jy is, en wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En jy sien, dit wat hy gespreek het, dit het hy gedoen. As jy vir iemand sê, ek is lief vir jou, en is 'n valse liefde, vals goed wat jy vir hom sê, dan is jy nie in die lig nie, jy is in die wêreld. Wanneer ek vir Henk sê, Henk, ek is lief vir jou, en dit kom nie uit my hart uit nie, dan is ek 'n leenaar. Dan is ek in die wêreld, luister mooi, dan is ek in die wêreld, want ek lieg in sy gesig. Jesus het gekom en gesê, maar weet jy wat, ek weet jy doen verkeerd, maar ek sal vir jou die lig wees, en ek vertel jou van hierdie goed, sonder oordeel, sonder om almal te gaan vertel. Dis vir Jesus Christus. Dis wie ek en jy wil hê, dat ek en jy die lig dra in ons, en uitdra na die wêreld. Hoe dra ons hom uit? Met die woord van God, sonder om te oordeel. Wanneer jy na iemand kyk, ek en jy is nie daar om te oordeel nie. God is daar om te oordeel. Amen? Ons is maklik om te praat oor mense. Ons is maklik om te sê, maar ja, kyk daar. Maar kyk eens na jouself. God sê, ek is die lig van die wêreld. En die lig is in jou. En jy moet getuig van die lig. En hoe getuig jy? Om sy wil te doen, om sy naam uit te dra. Hy sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Werp al julle getuienis en julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wie's bekommerd oor sekere goed in jou lewe? Kyk, kom op. Ons kom vanoggend en ons voor die Here en sê, Here, ons sukkel met hierdie goed. Ons is mens. Ons het bekommernis in ons lewens. Ons is bekommerd oor ons kinders. As ons so kyk na die wêreld, dan raak 'n ou bekommerd oor jou kinders of jou kleinkinders. Dan dink jy, Here, waar gaan dit heen? Die wêreld raak al hoe meer en erger. Dit word soos Babylon. Want oralste is drugs en oralste is al hierdie goed by die skole. En ek hoor, as ons met die lyn hulle praat, dat hulle nou so baie keer 'n badkamer het vir, wat noem jy dit goed? Unisex. Vir unisex. Met ander seuns en dogters mag saam in 'n badkamer gaan.
is dit nou nie die wêreld nie. Waar in jou lewe het jy dit gesien? So dit leer die kinders verkeerd. En jy as ouer raak bekommerd oor sekere goed. Maar jy sien wanneer hy sê werp al jou bekommernis op hom. Begin bid en sê Here, wees saam met my kind. Elke oggend. Wie bid saam met hulle kinders elke oggend? Amen. Ons moet elke oggend vir ons kinders bid. As jy saam met jou kinders kan bid, is dit awesome. Kom ons sit gou en ons bid. Vat 'n minuut. En sê ek bid my die beskerming van U oor my kinders. Ek bid U wysheid, dat hulle U wysheid in hulle hart sal hê. Here, dat die wêreld hulle nie sal verander nie, maar dat die lig die ander mense sal verander. Die lig wat in my is, in julle is. Amen. Dis 'n klein kort gebed, maar dit is kragtig. Maar ons doen dit nie. En die wêreld begin die kinders verander. Ek sit daar om te dink wat by die skole aangaan. En hoe maklik is dit om drugs te kry en al die goed. Maar dankie vir die Here dat ons kinders reg leer. Om te sê wat is verkeerd, wat is reg. Efesiërs 2 vers 10. 19. Hy sê so as julle dan nie meer vir vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Lees vir my die verse asseblief. Jou blou hart nie lekker. Therefore you are no longer outsiders, exiles or migrants and aliens, excluded from the rights of citizens, but you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself, and you belong to God's own household. Amen. Sê vir jou langs jou, ek is nie meer vreemdeling nie. Ek is saam met God. En ek behoort aan hom. Weet jy wat jy nou gesê het? Ons is nie aliens nie. Ons is nie vreemdelinge nie. Ons behoort aan God. Met ander woorde, ons het 'n verhouding met God. Ons vertrou op God. En God beskerm ons waar ons beweeg. As jy nie meer 'n alien is van God nie, dan is jy 'n vriend van hom. Jy's 'n kind van hom. Jy's sy skepsel. Hy is verantwoordelik vir jou. Amen. Sy hand is oor jou waar jy beweeg. Want jy is deel van sy huis. Jou kind is deel van jou huis. As hy kom, die lyn deel en hulle sê hulle is honger, wat sê hulle? Alright, ek maak vir jou 'n bietjie snytjie brood. Of ek gee vir jou pap of wat ook al die geval is. As jou kleinkinders kom kuier en hulle sê ouma ek is honger of oupa ek is dors, dan staan jy op en jy gaan haal vir hulle iets of jy sê vir hulle kyk in die yskas. Sien, is deel van jou. Al is dit jou kleinkinders. Jy kyk wat kan jy vir hom gee. En dis God ook. Hy het altyd meer as genoeg vir ons almal. Jy's nie meer 'n alien nie. Jy behoort aan God. Mense, wat sê ek vanoggend? Jy behoort aan God. Wanneer jy aan God behoort, het jy autoriteit van God. Amen. Hy sê wat jy in my naam vra,
So sal dit wees. As jy deel van my is. As jy deel van my is. As jy die Here Jesus in jou hart het. En die Heilige Gees saam met jou dra. Waar ook al jy gaan. Ons kan nie op 'n stadium net die Heilige Gees sê, wag jy net daar, kom nou weer terug nie. Hy's in jou. Hy's by jou. Ons kan hom nie uit en insit soos ons wil nie. Om dit ons te pas nie. Of hy's by jou of hy's nie by jou nie. Of jy is deel van God se huis of jy is nie. Daar's nie in between nie. Of jy leef in die lig of jy is deel van die duisternis. Amen. So die keuse is joune om te maak. Niemand kan vir jou daai keuse maak nie. Nie die pastoor nie, nie jou man nie, niemand nie. Jy moet daai keuse maak. Here, weet jy wat? En weet jy wanneer maak ons, wanneer kan jy besef, God is in jou, en die Heilige Gees is in jou. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, en jy vertrou nog steeds op die Here. En jy sê nog steeds, die Here is goed. En hy's groot. En jy kyk nie na jou omstandighede. Jy kyk, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En jy erken God as jou hulp. God is die weg, die waarheid en die lewe. Dis wanneer jy besef, maar weet jy wat? Ek leef vir die Here. Omstandighede gaan jou nie verander nie. Gaan nie jou mind change of God goed is of nie. God is altyd goed. Hy's altyd goed. En baie keer gaan jy deur omstandighede. Ons kyk daai een van Dawid, daai reeks van Dawid. Dan kyk jy waardeur moes hy gegaan het voor hy koning geword het. Hoe moes hy gevlug het? So kan jy na elkeen gaan kyk. Want op die einde van die dag het God deurgekom vir elkeen van hulle. En hulle was oorwinnaars. Amen. Hulle het nie opgegee nie. Omstandighede het hulle nie verander nie. Hulle eintlik net sterker gemaak. Nader aan God gebring. Want God slyp jou en my om regtig sy wil te doen op die aarde. Amen. Psalm 10 vers 5. Sy weë is altyd voorspoedig, hoog daarbo is u gerigte, weg van hom af, al sy teestanders, hy blaas op hulle. Hy sê, al jou teestanders, dan is die wat teen jou opkom, die wat van jou skinder, mense wat agter jou rug praat, niks sal jou van stryd afkry nie. As God vir jou is, maak nie saak wat mense sê. En daai een van Korintiërs, ek weet nie presies wat 'n vers is hy nie, in Korintiërs, waar hy sê hy's 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Sien, wanneer jy 'n nuwe skepsel is, het jy heeltemal verander. Maak nie saak wat mense sê nie. Maak saak wat God sê. Al die beloftes wat God in sy woord het, is joune en in myne. Al kom elke ou en hy het 'n anderste sê oor jou, of skinder oor jou, of curse jou, niks sal jou tref nie, jy is 'n nuwe skepsel in die Here Jesus Christus. Hy maak jou toe. Sy bloed maak jou toe. Jesus se bloed wat gevloei het, maak jou toe. Jy word beskerm deur God.
Ek gee nie om wat wie sê nie, maar ek gee om wat God sê. Amen. As jy die wil van die Here doen, ek onthou daai jare toe ek en pastoor Susan ons hart vir die Here gegee het en ons het regtig naby die Here. Dan kom jy by die mense, jou broer en jou suster en ek dink julle almal is al daardeur. Sê hulle ja, jy preek nou die Bybel is in jou hand en die duiwel is in die agterhand of so iets. Kan nie presies onthou nie. En dan dink ek vir myself, julle kan sê wat julle wil. Ek gee nie om wat julle sê nie. Jy sien want die duiwel gebruik altyd mense naby jou om jou seer te maak. Want jy gee nie om, dit maak jou nie so seer as jy iemand nie ken nie en er gebeur iets met hom. Ja, jy is jammer. Maar as dit met jou familie gebeur, dan raak dit jou. Maar as jou familie, jou naaste familie wat jou ook seer maak en sleg sê, wie is daardeur? Familie. Familie maak jou seer. Want jy sien jy is lief vir hulle en hulle woorde maak seer. Maar ons moenie laat dit ons van stryd afvat nie. Dit moenie laat dit steel wat die Here vir jou het nie. Staan vas. Jesus het gekom in sy dorp en niemand het aan hom geglo nie. Want hulle het hom geken. Sien jou familie het jou geken toe jy nog in die wêreld was. Maar nou dat jy jou hart vir die Here gegee het en jou lewe omgedraai. En ek sê nie jy word wanneer jy jou hart vir die Here gee, is jy volmaak nie. Jy's 'n mens. Jy gaan foute maak. En hulle is so op hy foute. Hulle sien nie die goedheid raak wat jy doen nie. Maar as jy 'n fout maak, is hulle daar. Jy sê jy's 'n kind van die Here, maar kyk wat maak jy. Een fout wat jy dalk maak. En ons almal op jou. En dis wat hierheen inkom. Hy sê, lees hom bietjie. Dis waar hy inkom. Om vir jou te sê, weet jy wat? Jy's 'n nuwe skepsel. Therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, the fresh and the new has come. Amen. Die vrou langs is kappel so. Ek is 'n nuwe skepsel. In die Here Jesus. En dankie Here dat jy my help. Here, dankie dat jy my help. Om elke dag voluit te leef vir U. En U woord in my hart te hê, sodat dit in my mond kan kom. Die goeie uit my mond uit kan kom. Dat ek die goeie kan sien in die mens, in my broer, my suster. Nie jy uitloop en sê, het jy die pastoor gesien, sy hempang uit en hy het 'n sweetbroek en tekkies aan en hy preek nie. Sê, Here, ons het vandag U woord gehoor. Here, ons vat hierdie woord, maak 'n deel van ons lewe. Hou op om na mense te kyk en vat die woord wat jy kry, leef dit. Vat dit en leef dit. Ons moet die woord van die Here vat en leef. En elke dag vat jou Bybel en lees die woord van die Here. Elke liewe dag in jou lewe. En wanneer jy dit oopmaak, dan sien jy, wow, Here, dit is wat ek presies nodig gehad het. Wie dit ervaar. As jy down, soos in down, en jy vat die woord, en dan sê die Here, weet jy wat, moenie bekommerd wees nie. Ek is in beheer. Dink jy, wow, yes, Here. Dis awesome. Dis awesome. Die tyd wat ek deur is, baie keer dan kom pastoor Susan en dan sê sy, Here, dan lees hy die woord en dink ek, yes, Here. Dis jammer dat ek so down was en dat ek sulke snaakse goed gedink het en al hierdie goed. Dan kom die woord van die Here en hy bemoedig my.
En jy is sommer weer opgewonde in jou spirit. Amen. Partykeer wil jy dit nie hoor nie. Maar dan kom die Heilige Gees en hy sit dit binne in jou. En hy sit dit binne in jou spirit. En dan word jy weer opgewonde. En jy sien die lig in die tonnel. Amen. Toe ek net my vingers en my tone kon beweeg, dog ek weer ek is verlam. Want ek het 'n rugoperasie gehad en dan dink jy alles het fout gegaan. Maar met die tyd beweeg dit. Dink het altyd sy duim gehou en sê, geef my 'n sjap. Gaan my hand op en ek gaan so. En dan kom hy net tot hierso. Dit gelyk of ek Alzheimer het. Hoe so bewe, wat noem hulle dit? Parkinsiekte. Ek gaan so. My hand kon net so ver opgaan. En sjap hy. En so dit aangegaan tot hy stil is. Gesjap en hi-fi en al hierdie goed. En hulle het gebid en jy het gebid. Ek sit nou daar by die koffie en ek hoor hoe die mense vir my gebid. En sê ek, Here, dankie vir mense soos hierdie. Mense wat bid vir wanneer jy siek is en wanneer jy nodig het. En dis wat ons moet doen. Iemand siek is, bid. Jy weet van iemand wat siek is, bid. Bid vir hom. Want dis kom die Here my en jou het. Om vir mekaar as 'n familie te bid. Amen. En wat nog bid? Ja, nog bid. Hou aan bid. Hou aan bid. Ek wil teen die eind van die jaar, eind van die maand, wil ek loop. En ek oefen verskriklik hard. My samejoor wat hier voorsit, sy laat my hard oefen. Maar jy sien, jy moet jou deel doen. Jy kan net die woord lees en jy doen nie jou deel nie. Jy moet jou deel bring. En wanneer jy jou deel bring, dan kom God en hy sê, weet jy wat, ek sien jou hart, ek sien hoe oefen jy, ek sien jou getrouheid. En die Here kom en hy gee jou die genesing. En hy sê, ek deursoek jou hart. Amen. En ek weet, ek gaan voor die eind van die, ek wil eintlik voor die 10de geloop het met Troy se verjaarsdag. Maar ek wil dit nie push nie. Mens moet die tyd vat wat die Here jou gee. Die regte tyd. Jou tyd is nie altyd die regte tyd nie. Maar ek wou dit doen, maar dit is te naby, dit is Woensdag. Ek kan daarom so 2 of 3 tree of 4 tree loop. Maar ek praat van heeltemal loop, sonder om te struikel. Maar dit sal voor die eind van die maand wees. Amen. Romeine 10 vers 1. Wag, 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Die liefde. God kom en hy sê, al die goed kan nie verbygaan. Hy sê, maar die liefde kan nooit verbygaan nie. Die liefde van God sal altyd bly staan. Amen. Maak nie saak wie jy is, wat jy is nie. God sê, ek het jou lief. Wanneer jy my aanneem, het ek jou lief. Net soos jy is. Jy sien, en wanneer jy God se liefde ervaar, dan kan jy nie bly soos jy is nie. Jy wil dit doen wat God vir jou het. Maar God het nie eens gesê, hoor jy kry jou lewe reg en dan kan ek lief wees vir jou. Hy sê, so lief het ek jou gehad dat ek my seun gegee het, op die kruis gesterf het vir jou. En ek en jy was nog nie eens ons hart vir die Here gegee nie. Maar God kom en hy sê, ek maak vir jou pad. Ek gee vir jou uitweg. Want so lief het ek jou. Amen. En dis 'n keuse wat God gemaak het om te sê ek is lief vir jou. En omdat jy jou hart vir die Here gee, verander jy binne in jou gees, in jou hart. En jy begin meer liefde ervaar.
En hoe meer liefde jy ervaar, hoe meer liefde kan jy gee. Want baie mense het nog nooit liefde ervaar nie. Het jy al met hulle gepraat, dan kan jy sien, hulle het nog nooit liefde ontvang van enige plek af. Jy sien en jy ervaar daai bitterheid in hulle menswees. Totdat jy 'n pad stap saam met hulle. En hulle ervaar die liefde van God. Hulle gee hulle hart vir die Here en jy sien 'n ander stuk mens. Amen. Ons almal was dan, man. Ek weet nie van julle nie, ons almal was op 'n stadium wild. En ek praat nie jy het baie gedrink en dit nie. Maar jy het glad nie gebid nie, jy het glad nie jou Bybel gelees nie, jy het net geleef vir plesier. Totdat jy weet het, maar Here, ek aanvaar U. En jy het nog steeds die plesier, maar die regte plesier. Die joy van die Here in jou hart. Amen. Jy kan nog steeds baie dinge doen en jou geniet. Maar die liefde sal nooit vergaan. Kyk, 'n program waar die oom en tannie sit en hulle vier hulle 70ste huweliksherdenking. En jy ervaar nog steeds die liefde wat hulle vir mekaar het op daai stadium. Dan dink jy jouself, hulle is geseën, gebless met baie liefde in hulle hart. Jy kan dit sommer ervaar wanneer jy na hulle kyk. Dan dink jy, Jesus, maar hulle het God se liefde in hulle lewe. Dit kom hulle so lief is vir mekaar. Amen. Hulle sien die goed in elkeen. Nie die verkeerd nie. Die goed. Die goed van God. Die grootheid van God. Wat het ek en jy in ons hart? Oordeel of liefde? Oordeel of liefde? As jy liefde begin kry, dan sal jy nie oordeel nie. Oordeel kom God toe. Hy sal eendag oordeel. Ek en jy is nie daarom toe. Ek en jy is daarom te bid. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hy sê so, as jy jou hart vir my gee, dis wat hy sê, as jou hart vir my gee, is jou hele liggaam behoort aan my, aan God. 'n lewendige offer. Dan is jy daar om jouself vir die Here te gee. En dis die Here, hier is ek. Hy sê, wie sal ek stuur? Vir wie het hy gevra, wie sal ek stuur? Wie? En hy kom en hy vra, wie sal ek stuur? En ons duisende. En hy steek sy hand op en sê, Here, hy sê, Here, stuur my. Stuur my, maar wees U saam met my. Wanneer ek praat, laat ek U woorde sal praat. Wanneer ek iets doen, dat dit U wil sal wees. Stuur my, Here, dat ek 'n lewende getuie sal wees vir die mense waar ek is, wat ek ontmoet, by wie ek is. Stuur my. En jy sien, wanneer ek en jy daai besluit geneem het, om te sê, Here, gebruik my, dat jy die wil van God in jou hart het, en die liefde van God in jou hart het, om te sê, Here, stuur my.
Wanneer jy iemand gaan besoek, dan kyk jy nie na waar hulle bly of hoe ze hulle aangetrek of hulle meubels nou stukkend is of wat ook al nie. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor Here stuur my dat ek spiritueel kan praat met die mense, dat ek die woord kan vat wat U vir hulle het. En die Here sal altyd bemoediging gee vir 'n mens. Amen. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Isaiah 6. Is dit nie awesome nie? Hier is ek, Here. Sê vir jy, steek op jou en sê, hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Ek hoor niks. Hier is ek, Here, stuur my. Gebruik my. Here, wil dat ek die wissel kan wees vir die koninkryk. Dat ek kan uitgaan, Here, met U liefde in my hart. En oral waar ek kom, dat ek die liefde sal uitdra. Dat die mens God se liefde sal sien in my. Amen. Mense, ons moet verander. Ons kan nie dieselfde bly nie. As ons gaan kyk na buitekant wat gebeur, ons is baie naby aan die einde. Baie naby. As jy gaan kyk na duisende jare terug, is Israel nog steeds die enigste land wat altyd in die nuus is, altyd aangeval word, altyd oorlog het, en baie keer het hy 4 lande wat hom van alle kante afvat. En as jy gaan kyk na die getalle wat Israel is, en die getalle wat Iran, Irak en die ander lande om hom het, Gaza en Nagat, wat hom gelyktydig aanval, maar hulle kry nie oorwinning oor Israel nie. Hoekom? Want God is met hulle. Amen. God is met hulle. En hulle kom en hulle fight en hulle fight en hulle fight, maar Israel staan vir duisende jare. Gaan kyk bietjie. Israel is altyd in die nuus, want dis die middelpunt van God. Dis die hartklop van God. En Israel sal nie oorwin word nie. Maak nie saak wie dit is nie. God se volk, Israel, is die uitverkorende volk. Ons is groter as Israel. Baie, baie, baie groter. Baie meer getalle. Maar ek dink Kenia sal ons land net so oorvat. Kyk jy na Israel. Baie minder. Maar niemand kan deurbreek nie. Jesus sê ek sal van kom en ek sal stap waar hulle tempel is. Ek sal daar instap en my tempel sal gebou word. Amen. Jeremia Ja, Jeremia, ja. 29:12. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Hoor jy wat sê die woord? Wanneer jy my roep, wanneer jy my woord lees, en jy glo dit en jy roep na my, sal ek luister. God luister na elke ding wanneer jy met hom praat. Elke ding wat sy kind praat en waar hy deurgaan, God is in beheer, hy luister. Dis soos jy jou kind lief het, en hy praat met jou. En wat ek daarvan hou van hulle, as ons praat en die kind praat, dan sê hy net, wag bietjie. Oupa praat of nanny praat of wie ook al praat. Maar daarna dan draai hulle om en sê, okay, wat wil jy sê?
Want jy sien, dit is belangrik om vir die kind te sê, wat wil jy sê? Nou kan ek luister. Ek kan nie 3 ouens gelyktydig hoor nie. Dis jou beurt, wat wil jy vir my sê? Dan praat die kind, dan praat Travis of Troy of Tamlin en almal luister wat is in 'n hart of in sy hart. En dis hoe God sê. Hy sê ek sal my oordraai en ek sal luister na jou woord. Ek sal nie my oor wegdraai en na hierdie mense luister en jou ignoreer nie. En dis hoe ons kinders moet opbring. Sê God, luister na elke woord wat jy sê. Want hy is met jou, hy is by jou. Eindelik sê hy, nog voor jy sal praat, weet hy wat jy gaan sê. Nog voor jy dit dink, weet God wat gaan jy dink. Maar nog steeds sê hy, ek luister na wat jy sê. Jy sien, hy wil dit hoor. Hy wil hoor jy is lief vir hom. Hy wil hoor jy sing vir hom. Hy wil hoor jy aanbid hom. Hy wil hoor jy lees sy woord hardop terug vir hom. Here, al gaan ek deur 'n moeilike tyd, ek sal nog steeds vashou aan U. My kind sal nog steeds vashou. Ek vat hom deur diep waters, maar ek sal hom nie deurvat. Ek vat hom na die groen wye velde, waar waters verrus is, bly hy my heen. Amen. Sien, jy gaan deur moeilike tye. Ons almal gaan deur moeilike tye in ons lewens. Of het al deur gegaan. Maar God vat ons daardeur. En op die eind van die dag, dan staan ons op vaste grond. Op 'n rots. Staan op die woord in ons hart. As jy die woord in jou het, en dan spreek jy die woord, dan vat die Here en hy sit jou op vaste grond. Amen. God luister na sy woord. As sy woord dit sê, hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. En God lieg nie. Amen. Ek wil net ietsie noem wat die Here nou vir my wys. As jy deur iets gaan, kom ons sê dit lyk soos 'n snymerk op jou. En dis 'n moeilike tyd en dit bloei en dit seer en dit vat lank om gesond te word. Jy gaan daardeur, die wond raak gesond. Nou as dit 'n wond is wat soos 'n moeilike tyd is wat deurgaan, dit word gesond. En as jy nou na 'n snymerk kyk en jy kyk waar hy gesond geraak het, daai vel wat hy merk nou los, is baie sterker as die vel om hom. Hy maak so rif en hy's baie sterker, so ook soos wat die Here ons dan deur ons moeilike tye vat. Dit wat jy daaruit leer en dit wat jy groei in die Here, maak jou baie sterker vir dit wat nog kom. Amen. Amen. Dankie Here. Die wond sal daar wees, maar die pyn sal weg wees. Jy sal nog steeds opgewonde wees vir dit wat voor lê. En ek weet baie keer voel dit nie so nie. Maar die Here sê ek het nog die beste lê nog voor. Amen. Die laaste vers is Spreuke 4 vers 23. En is vir my baie belangrike vers hier. Luister mooi. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Amen. Dit sê, dis eenvoudig. Dit sê presies wat dit sê. Bewaar jou hart. Kyk wat is in jou binneste. Het jy regtig die liefde van die Here Jesus in jou? So bewaar dit wat hy in jou gedeponeer het. Laat die Heilige Gees jou lei. Dis die belangrikste van alles in jou lewe. Sonder dit
ek en jy niks nie. So bewaar jou hart. En hoe bewaar jy jou hart? Jy kan nie jou hart bewaar as jy nie die woord van die Here in jou het. Want die woord van die Here wys vir jou om jou hart te bewaar. Om God se liefde in jou te hê en dit te bespreek. Om op te hou skinder. En ek het rukkie terug en ek vir die Here gesê, Here, ek sukkel baie keer met as ek kwaad word, dat daar verkeerde woorde uit my mond uitkom. En ek sê, Here, jy help my om daai woorde reg te kry om nie. Ek sê, jy gaan nog steeds kwaad word, baie keer. Maar laat ek die woorde nie gebruik wat kras woorde is. Help my om dit te stop. En die Here het dit nou al my gehelp met 'n paar maande wat ek voor ek praat, dat ek dink voor ek iets sê. So dis wat die Here doen. En dit het uit my hart uitgekom en sê, Here, weet jy wat? En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê. As jy met 'n ding sukkel, kom na die Here toe en sê, Here, dit is 'n ding waar ek mee sukkel. Die Here weet dit, maar hy wil dit hoor. Help my om dit nie te doen nie. Help my om eers te dink voor ek praat. Daar's 'n woord wat sy sê, slow to listen and slow to speak, of wat? Sê dit? Slow to speak and quick to listen. Sê, ons is anderste. Quick om te speak en slow om te listen. Ons wil eers praat en dan wil ons luister. En as daai persoon sy sê gesê, dan dink jy, hoorie maar, jy het uit jou beurt uitgepraat. Dus kom, weet jy wat? Moenie haastig wees om te praat. Luister eers, en dan praat. Want dan is jy rustig. Amen? Bewaar jou hart. Sê Here, bewaar my hart. Dat ek nie sal praat voor ek u woorde hoor. Want die Here sal my lei wat ek moet sê. Amen, wat ek moet sê. Ons is nie daar om mekaar seer te maak. Ons is daar om mekaar op te bou. As jy die liefde van die Here het, sien die goedheid in die ander ou se optrede. Moenie altyd oordeel nie. Het jy nog iets? Ek wil hê ons het in die begin almal gesalf. Ek wil hê as jy nou regtig sê, Here, verander my, daar's nog goed wat ek mee sukkel. En jy het in jou hart en die Here praat met jou. En jy voel jy wil vorentoe kom dat ons 'n gebed vir jou gee. Wil ek jy moet opstaan en kom en sê, weet jy wat, Here, ek wil verander soos U my wil hê. Ek wil dink soos U wil hê ek moet dink. Ek wil praat soos U wil hê ek moet praat. Ek wil mense hanteer soos U my hanteer. Hoe hanteer God jou? Met liefde, met opgewondenheid. As jy vanoggend sê, Here, hier's ek. Verander my sodat ek regtig soos U kan dink, dat U deur my werk. En dis in jou hart en dit is 'n desire. Ek jy moet vorentoe kom en dit net bid. Amen. Okay. Jy kan kom as jy wil. When we come with communion, we come to acknowledge Jesus Christ. We come to acknowledge that which He has done for us. He who He is for us.
and everything about him. We acknowledge him as head of the church, the ultimate and supreme head of the church, Ephesians says. We come and we say that we are the church. We are the body of Christ. We are his hands, we are his feet, we are his mouth. We come and acknowledge every wound that he went through, every scoffing, every rebuking, every whip, every emotional thing that he had to go through. We come and acknowledge his rejection of the people. We come and see his sacrifice that he gave, which we should be having, we should be going through. Because you see, the penalty of sin is death. And we are born into sin. Every one of us has sinned. He is the only perfect one. So when we come and we take the bread and we take the wine, we come and say, we need you, Jesus. We can't live without you. We can't breathe without you. We can't have eternal life in heaven without you. We acknowledge you as our head, for we have the mind of Christ. And we say, here we are as your body. We want to work for you. When we come and take the communion. So when we take the bread, we say thank you that you took all of it. You took the curse of this earth, the sickness, the disease, everything that happens in our bodies that God did not plan for in the beginning, that he did not want for us. And you took it upon yourself. And you give us everything that God did plan for us. That's what we say when we take the bread of Jesus Christ, the body of Jesus Christ. So let us eat. We thank you, Jesus, for that victory in our body. The victory that you have given us through your pain and suffering, through your sacrifice. You have victory over sin and death, and therefore in you we have victory over sin and death, and we are seated in heavenly places. And then every drop of blood that Jesus gave us washes away our sins. Because with sin in our body we can't get into heaven, we can't come near God. But with the blood of Jesus Christ for millions of people, his blood is enough. His blood has saved us and redeemed us and opened up and torn that veil from top to bottom, that we can enter into boldly the throne room of God. That we can come and we can speak to the Father and we can hear his voice because of the blood of Jesus Christ. Because you see, Jesus walks before us. And by his blood and his righteousness, we have a right standing with God. So we praise Jesus and say, thank you, Jesus, for your blood. And we acknowledge it as being our Savior and our Redeemer. And everything that we need is in the blood of Jesus Christ. And he has shed it for us. Let us drink. Thank you, Jesus, for this morning.
Thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. Thank you, Abba Father, that you have made everything possible. We are so grateful and so privileged to be your children. We have been adopted into the kingdom of God. We walk in the kingdom of light, even though we are here on earth. We have every inheritance through the victory of Jesus Christ, according to your word and your promises. We thank you for your joy and your love and your compassion, your gentleness, Holy Spirit, your patience and your kindness. We thank you that you dwell in us and with us. We thank you that you give us strength and you help us in every situation. And we come now, Lord, and we pray for each one that is sick in this time. Holy Spirit, those who you dwell in, we ask in this family of Christ, burn out that sickness. Burn out the flu and whatever other sickness this is. Just burn it out with your power. For you have the power and the authority of the throne room. Just burn out the viruses and the bacteria and all the symptoms that go with it. For you rule and reign in our life. The devil does not. He places the sicknesses on us, but he does not rule in our life. You rule. Just burn it out and heal it by the wounds of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this morning. Cover us with your blood, Jesus, that we are protected. Command your angels to come protect, guide, and uplift us and walk with us during this week. Help the children, the writing exams, to remember everything that they have learnt, to give them a clear mind, and to read the questions on the exams properly, Lord. Help them to choose good friends and show wisdom. Help them to hear your voice, Holy Spirit, and to be obedient to it. Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen.